Dis hy. Daar begin ons en nou gaan ek lees. Hallo Sakkie, dis lekker om jou te sien. Môre. Tersia, soos ek sê, dis by my môre, by jou is dit aand. Ja, dis nou, hoe laat? Dis nou so 10:00 die oggend. 10:00 net na 10. So half 11. 11:30. Lekker Ja. tyd van die dag. So is een goeie tyd vir jou om te werk. Ja. Hoorie so, ja, Sakkie is in Pueblo, Colorado, by sy seun in Amerika, vir die wat nie weet nie. En hy het ingestem, eintlik het ons al voordat jy oor is, het jy so in beginsel gesê, ons kan maar aanhou met ons uitsendings, maar ek het jou maar 'n paar weke kans gegee om gewoon te raak. om jou voete te vind. Ja. So hopelik sal ons volgende week weer kan reg wees om aan te gaan met ons boom van kennis. Maar ons vat nou eers vanaand of vanoggend 'n bietjie van 'n afdraaipaadjie na aanleiding van jou na aanleiding van jou jongste boek wat disclaimer, volle openbaring. Ek het nog nie jou nuwe boek gelees nie, maar my ma lees hom omtrent kronies, want sy sê dit is soos 'n handboek. Sy sê jy lees 'n stukkie en dan maak jy 'n paar notas en dan lees jy weer 'n stukkie en dan blaai jy weer terug. En is dit 'n goeie manier om dit te doen, Sakkie? Ja, wel, daar's 'n klomp inligting in die boek en ek het dit probeer om so eenvoudig as moontlik te skryf. Ek het dit geskryf met die oog op gewone lesers. Jy weet, dis nie regtig so 'n akademiese boek nie, alhoewel ek so hier en daar wel 'n aanhaling maak. Ek het 'n hele paar aanhalings by elke hoofstuk uit boeke waar ek goeie one-liners partymal gekry het om die onderwerp soort van op tafel te sit, en dan het ek so eenvoudig as moontlik vir mense probeer verduidelik in die betrokke hoofstuk, weet wat ek graag wil oordra. En dan ekskuus, ek dink die idee wat my ma vir my gee is, dis juist die ontsettende hoeveelheid inligting wat 'n mens kan prosesseer, wat maak dit dat jy gaan hom weer en weer lees. Dit is nie soos 'n storieboek wat as jy die plot as jy die storylyn, dis nie 'n who done it, as jy aan die einde kom, dit is nie moeite werd om die boek aan te skaf, want daar's min boeke wat so is dat 'n mens weer daarna kyk. Ja, en die hele ding is ook wat ek vir mense sê, dis eintlik 50 jaar se teologie. Weet ek, 50 jaar wat ek my besig gehou het met die Bybel, met die teologie, en ek sou dit ook die titel kon gee, 'n halwe eeu teologie. Jy weet, waar ek ook maar gegroei het, kan jy sê, van konservatief of relatief konservatief, groot geword binne die NG Kerk, groot geword binne die gereformeerde tradisie. En dan maar met die tyd hoe dat 'n mens lees en besef, jy weet, dinge is nie so eenvoudig soos wat jy in die laerskool, hoërskool en in die katekisasie geleer het nie, maar dat die dinge baie meer ingewikkeld is. As jy werklik die geskiedenis van Israel en ook die godsdienstgeskiedenis. Ek het eintlik gedink ook om in die onderhoud op RSG te sê, weet, dat dit ook tot 'n mate 'n godsdiensthistoriese blik op die Christelike godsdienst is, want ek probeer uitwys, waar kom die Christelike godsdienst vandaan? Amos van der Westhuizen het eintlik op die NAN se Facebook 'n mooi stelling daar gemaak ook van dat godsdienste val nie uit die lug uit nie, maar godsdienste ontwikkel uit ander godsdienste. En dit besef mense nie altyd nie. En weet, ek haal daar ook vir in die boek vir biskop Desmond Tutu, wat hy destyds kort hier na die die nuwe bewindsaanvaarding van die ANC gesê het, God is not a Christian. Nou ek sê, hy moes nie gesê God is not a Christian, hy moes eintlik gesê Jesus was not a Christian. Want dit is die feit. Ek meen, God behoort nie aan een of ander tradisie nie. Jy weet, as ons nou
neutraal wil praat. God behoort nie aan 'n tradisie nie. Maar mense, jy weet, kies om hulle God in te kleer, jy weet, as behorende tot hierdie tradisie. En dan dink ons, jy weet, Jesus was van die begin af, het hy eintlik die Christelike geloof geken, jy weet, hy het in die drie-eenheid geglo. En as 'n mens net besef, Jesus was 'n Jood, hy het die Joodse godsdienst van sy dag beoefen, wat ons dan kan noem die vroeë Judaïsme. En ek wou ook regtig in die onderhoud gesê het dat, jy weet, dis eintlik hier van 1970 af wat die besef ook tot navorsers, veral Nuwe Testamentiese deurgedring het, dat hulle nie meer kan praat van laat Judaïsme. Jy weet, hulle het soort aan die prentjie geteken van die Judaïsme in Jesus se tyd was eintlik 'n verwording. Dit was 'n vreeslike wettiese godsdiens en dat Jesus soort van in verset daarteen kom. En daarom het die Nuwe Testamentiese aanvanklik gepraat van laat Judaïsme. En dis nie waar nie. Dat 'n omkering gekom deurdat Nuwe Testamentiese besef het ons moet ook praat van vroeë Judaïsme. Daarom die godsdiens in die Ou Testament was Jahwisme en dit gaan dan later oor in Tweede Tempel Judaïsme of die godsdiens van die Tweede Tempel tydperk en dis eintlik maar die vroeë Judaïsme. En uit hierdie vroeë Judaïsme ontwikkel dan die Christelike godsdiens aan die een kant en die rabbynse Judaïsme aan die ander kant. Sakkie, ek wil gou ons luisteraars inlig. Die rede hoekom ek jou vandag gevra het om te praat oor jou boek is spesifiek, jy het nou genoem van die onderhoud op RSG. Verlede week het professor Christina Landman op Netwerk 24 het sy 'n kommentaar geskryf of 'n respons op jou nuutste boek. Ek het dit goed gedink om met jou daaroor te praat en ek sal dit graag wil aanbied as 'n tipe van 'n, kom ons noem dit 'n repliek op die koerantberig en met 'n bietjie miskien kan ek en jy dit dalk regkry, ek hoofsaaklik, of vir professor Landman te kry en miskien kan ons drie saam om 'n tafel sit en oor hierdie onderwerp praat. So wat ek gaan voorstel, en nommer 1, jy was maandagooggend, mense kan die pot gooi gaan luister, ek jy op RSG gepraat, maar 10 minute is net nie lank genoeg om te praat oor 'n onderwerp so kompleks en vol verskillende aspekte nie, maar ons het ook nou nie 3 dae nie, alhoewel ons sal 3 dae hieroor kon praat. Ek het skermgrepe gevat van professor Landman se berig en ek gaan nou so half probeer om so paragraaf vir paragraaf te lees wat sy sê en dan vir jou te vra om daarop te reageer. En ek wil dit baie duidelik hier stel, dit is nie 'n bekgeveg wat ons nou hier wil begin nie. En soos wat ek vir professor Landman nou al gelees het en gehoor het baie oor die radio, dink ek ook nie dis haar intensie nie. Ek dink net daar is nou nie op hierdie stadium 'n platform waar daar geleentheid is vir gesprekke waar mens die goed nou kan uittrap nie. So ek rig sommer nou hier die uitnodiging aan professor Landman om saam met ons te kom sit en gesels. Waarskynlik sal dit virtueel moet wees want ek sit hier onder in Woester. So hierdie is wat ek ten doel het met die gesprek. En waar iemand dalk voel dat iemand op iemand se tone trap, dit is nie bedoel nie. Dit is werklik waar met die beste van charity. En die Engelse woord is it's a charitable discussion. So ek gaan lees, dit begin met professor Landman sê, ek lees nou die dag Sakkie Spangenberg se boek. Spangenberg is een van 'n groep voormalige teoloë, predikante en gelowiges wat hulle ten doel stel om Afrikaanse gelowiges van die Christendom te red. Volgens hulle staan die Christelike geloof op valse bene. Nou, ek wil gou net hier, voordat ek jou kommentaar vra, ek as 'n voormalige gelowige is seker deel van die groep na wie Christina verwys of professor Landman verwys, maar
Ek sal nie sê dat ek enige iemand wil red van die Christendom nie. So ek praat namens myself as ek dit sê. Dink jy en ek sal graag vir professor Landman wil sê, ek het 'n bietjie van 'n probleem met daardie stereotipering, want die oomblik wat jy die ander kant van die gesprek as so tipeer, dan skep jy sekere idees in mense se koppe wat ek dink vals is om mee te begin. Ek wil niemand red van enige iets nie. En dis die eerste punt, maar tweedens sal ek wel saamstem dat die Christelike geloof staan op valse bene. Ja, kyk So ek wil graag jou kommentaar hoor, Sakkie. Ja, ek wil ook sê, weet ek het nie ten doel om mense hulle geloof te ontneem nie. Maar soos ek aan die begin gesê het, ek het 50 jaar het ek my besig gehou met die teologie en mettertyd gesnap, maar jy weet daar is dogmas, leerstellings in die Christelike kerk wat regtig nie op goeie bene staan nie. Jy weet, en dit het aanvanklik maar by my begin kort na die bewindsverandering in Suid-Afrika. Jy weet, met die inhuldiging van Nelson Mandela, jy weet, het Johan Heinz van die NG Kerk, daar was 'n imam van die moslems, daar was 'n Joodse rabbi, ek dink daar was ook 'n boeddhistiese priester, ek kan hulle almal nie so by name onthou nie. Jy weet, hulle was as godsdienstleiers daar teenwoordig, want die nuwe bewind het dan ook gesê, jy weet, die Christelike geloof is een, of die Christelike godsdienst is een van baie godsdienste in hierdie land, en nou kry die Christelike geloof nie meer alleenreg om inligting met mense te deel, en ons moet leer, ek het eintlik in my aanvanklike reaksies op die goed om te sê, ons moet leer hoe om met mekaar as gelowiges, godsdienstig, om te gaan. Ons kan nie meer sê die Christelike geloof is die enigste ware godsdienst nie. Ons kan nie sê ander godsdienste is vals nie. Jy weet, op daai stadium, en ek dink dit staan nog op die NG Kerkboeke, die synode, die algemene synode het op 'n stadium besluit om Islam te tipeer as 'n vals godsdienst. Jy weet, en dit staan, na my wete is dit nog nooit in die NG Kerk herroep nie. So ons kan nie, jy weet, as Christene sê, hoor hierso, julle is vals, en net ons het die waarheid weet nie. In godsdienst moet 'n mens eerder probeer verstaan hoe die ander party dink. Vir my, wat my ook baie beïnvloed het, is die Rooms-Katolieke teoloog Hans Kuhn, wat 'n studie van die 3 Abrahamitiese gelowe gemaak het. Die Judaïsme, die Christelike geloof en Islam. En hy het 3 lywige boeke oor hierdie godsdienste geskryf. En hy het ook gesê, daar kan alleen vrede op hierdie aarde wees as die godsdienste in vrede met mekaar kan saamleef. Of 'n mens kan dan sê, as godsdienstige mense in vrede met mekaar kan saamleef. Ek sou eintlik, jy weet, tydens die onderhoud op RSG selfs wou verwys, jy weet, na die oorlog in Israel. Want terwyl ek hier in Amerika sit, hoor ek toe nou een aand hoe dat Netanyahu in die VN, jy weet, uit die Bybel aanhaal om die oorlog in Israel en in Gaza en nou in Libanon te regverdig. En toe het daar 'n dame opgestaan, ek kan nou nie meer onthou presies wie watter land sy verteenwoordig, maar ek dink amper dit was een van die Suid-Amerikaanse lande, waarin sy gesê het, maar ons kan nie meer, jy weet, op hierdie manier godsdienste gebruik om oorloë te regverdig. Ons moet begrip vir mekaar begin vertoon.
Ja, en dit is iets wat Christina Landman is juist een van die teoloë in die Suid-Afrikaanse geskiedenis wat van die eerstes was om hierdie idee van konsiliasie en begrip te propageer. So ek vind dit nogal miskien lees ek iets verkeerd. Ek wil net by 'n ding kom wat jy nou wat vir my baie na in die hart lê. Dit is wat jy nou ook sê dat daar staan Netanyahu op voor die Verenigde Nasies en hy haal uit die Bybel uit aan om Israel se gedrag te regverdig. En daar is die moslems wat hulle selfmoordbomme stuur en hulle haal uit die Koran uit. En hier het ek gisteraand 'n ding gekyk oor Orania waar die wit mense van Orania sê hulle Christelike protestantse geloof is een van die redes hoekom hulle apart wil bly. En miskien is dit wat my so bietjie kan getipeer word as iemand wat miskien werklik voel dat hierdie gesprek moet gehou word. Daai sinnetjie wat aan die einde van die eerste paragraaf volgens hulle, wat nou vir my en jy is in hierdie konteks, staan die Christelike geloof op valse bene. En ek dink alle geloof staan op valse bene. Nie vals in die sin van wel, geloof kan nie bewys word nie. Ja. En daarom moet 'n mens besef dat dit wat jy glo oor dinge wat nie bewys kan word nie, miskien is vals 'n sterk woord, maar mens moet tog vir jouself kan sê dit staan op onvaste bene in die opsig dat jy moet erken daar's 'n klomp goed wat jy nie weet nie en dat dit nie 'n goeie idee is om sekere idees te bou op idees wat jy nie weet of dit die werklike idee is nie, want geloof is gebou op idees. Dit alle geloof is gebou op idees. So ja, ek wil dit nogal belangrik daar stel. Ja, jy weet wat ek sou wou beklemtoon is ek sal graag wil hê dat gelowiges meer sal doen om die geskiedenis van hulle eie godsdiens te gaan bestudeer. Dit geld van die Judaïsme, dit geld van die Christelike geloof en dit geld van Islam. Nou hierdie drie gelowe lê eintlik in mekaar se verlengdes, né? Daar was 'n tyd wat die Christelike geloof nie bestaan het nie. Toe Judaïsme alleen bestaan het. En dis uit daai geloof of uit daai godsdiens wat die Christelike geloof ontwikkel. Ja. En dis uit hierdie twee gelowe wat Islam ontwikkel. Hulle lê in mekaar se verlengdes. Jy weet, daar's die mooi vertelling eintlik dis 'n sover ek weet 'n toneelstuk. Nou die persoon sy naam sal wel een of ander tyd na my terugkom. Wat hy vertel het, hy sê daar was 'n pa gewees wat hierdie besonderse ring, hy het 3 seuns gehad en hy het hierdie besonderse ring wou hy nou graag aan sy seun gee. Sou hy eintlik aan die oudste seun moes gee, maar hy wil tog die ander 2 seuns ook nie by die rekenaar. Toe vra hy dat 'n goudsmid moet dan nou vir hom 2 presiese ringe maak wat ooreenkom met hierdie oorspronklike ring. En dan wil hy dit vir die 3 seuns gee. En hulle hoef nie onder mekaar te stry wie nou die oorspronklike ring gekry het nie. En ek dink amper die toneelstuk of die boek se naam is Nathan die Wyse, wat met hierdie voorstel gekom het van wat die koning moet doen. En dit was eintlik 'n sinspeling op die Christelike geloof, die Judaïsme en Islam, dat hulle op 'n manier in mekaar verweef is, aan mekaar verwant is, en dat hulle moet leer om mekaar nie te beswadder nie, maar om in liefde. Ja, want die koning het ook gesê, die een wat die ring het, hy sal die liefde die beste uitleef.
En dit is ook wat Hans King probeer doen ek met sy boeke, om te sê, as hierdie 3 gelowe mekaar goed verstaan, mekaar se geskiedenis goed verstaan, kan dit help om vrede op hierdie aarde te bewerk. En dit is ook wat ek maar probeer doen, en daarom ook dat ek die geskiedenis so beklemtoon en probeer om in hierdie boek dan uit te spel van waar kom die Christelike godsdienst vandaan. En dat die mense ook sal verstaan, dis mense, né? Uiteindelik is dit mense wat sekere formules formuleer, wat op 'n manier sê, dit is hoe 'n mens moet leef as 'n gelowige, en so meer, en so meer. En Sakkie, ons weet tog almal dat die meeste mense stel nie belang om te hoor wat is die geskiedenis van waar hulle geloof vandaan kom nie. Nou, toe ek 'n gelowige was, ek het in die dae gekatiseer toe kerkgeskiedenis 'n integrale deel was van die kennis wat ons moes gehad het om te kan katiseer in die gereformeerde kerk. En ek het kerkgeskiedenis uiters vervelig vind. Ek kon glad nie verstaan hoekom moet ek hierdie goed weet nie. Ek weet mos daar's 'n God en ek glo mos in hom. En ek dink dit is die probleem. En daarom wil ek nog weer eens jou boek aanbeveel. As jy my gaan verskoon, gaan ek het jou nie reg vir my, ek gaan so 'n bietjie aangaan. Christina skryf verder. Iemand sien die boek met die titel Die Bybel, die Christelike godsdienst en die waarheid en sê, "Sjoe, dis nogal baie om in een boekie te sit." En dan gaan Christina verder. Inderdaad, in een boek word die hele Bybel en die Christelike geloof vals bewys en die waarheid geopenbaar. Sakkie, het jy dit actually reg gekry om in een boek dit alles, well done, goed vir jou. Nee, kyk, dis wat ek net nou gesê het. Ek het 85 jaar wat ek my met hierdie studie besig hou. En ek het wyd gelees en ek kan hom ten minste Hebreëus en Grieks goed lees. Ek kan dit verstaan. So ek kan die argumente van mense wat hulle op grond van Bybeltekste voer, kan ek nogal beoordeel. So dit is waar dit vir my omgaan. Ek kom daartoe om te wys dat die Bybel of sekere leerstellings van die Christelike kerk berus op valse aannames, jy weet. Die bekende een is die ding van Adam en Eva, jy weet, daai verhaal, Genesis 2 tot 3, waaroor ek en jy ook al gepraat het. Ja. Dit het nie te doen met 'n sondeval nie. Jy weet, so die hele aanname van die Christelike kerk dat die mensdom jy weet, diep skuldig staan voor God en dat God eintlik ons wou doodslaan, ons almal. En toe doen hy dit nou nie. Hy stuur toe sy seun en hy slaan sy seun namens ons almal dood. Nou dit is 'n verkeerde vertrekpunt. Jy weet, ek sê baie keer vir mense, want dit was een van die goed wat my nogal ook gebag het. Jy weet, as 'n mens nou in die NG Kerk nagmaal gehou het, dan teen die einde, dan word daar soort van dankbaarheid uitgespreek oor die verlossing, oor Jesus se kruisdood. En dan word daar uit Psalm 103 gelees. En dan word gesê, jy weet, God is barmhartig, genadig, langmoedig en groot van goeie tierenheid. Nou haal ek uit my kop uit aan, want ek ken die 1953 vertaling amper uit my kop uit. En weet, nou dink ek daaraan, maar as God dan van voor Jesus se koms barmhartig, genadig en lankmoedig was, jy kry dit in die Ou Testament. Goed, daar's wreedhede in die Ou Testament ook, maar daar is ook hierdie beklemtoning, naamlik dat God barmhartig, genadig, lankmoedig en vol liefde is. Jy weet hoekom wag hy so lank om sy seun te stuur en om te sterf en wat ook al? Jy weet, daai hele konstruk wat die Christelike geloof gemaak het, en wat die teoloog Philip Kennedy verwys daarna eintlik as die Augustiniaanse paradigma, jy weet, sondeval, verlossing, eindoordeel. Ja. Sakkie, ek wil vir jou vra of hierdie tipering van die inhoud van jou boek akkuraat is. Ek lees
Die waarheid, beweer Spangenberg, is dat Christelike skrywers en leiers gewone Christene van die begin af doelbewus mislei het om hulle eie agendas te dien. Matteus het Markus se verhale oor Jesus doelbewus verander om Jesus beter voor te stel. Die Christendom se meeste verhale van sonde en verlossing is saamgeflans om mense met vrees te vul en hulle te beheer. Die Christendom se geskiedenis is eintlik 'n verhaal van onverdraagsaamheid en magsjagse leiers. O, net so terloops, ek is mal oor daardie woord magsjags. Dit is 'n fantastiese woord. Die kerk se belydenis, ek weet van iemand daar in die land waar jy nou is, wat ek absoluut as magsjags sal beskryf. Geen name gaan genoem word nie. Nou kom arresteer hulle jou. Die kerk se belydenisskrifte praat teen mekaar omdat dit sekere faksies wou in of uitsluit. So het die Christene 'n klomp gode geskep wat hulle die drie-eenheid genoem het, en uiteindelik het die Christelike geloof so ingewikkeld geraak dat mense later sommer moslems geword het, want dit was eenvoudiger. Nou voordat jy daarop 'n plek lewer, wil ek sê, ek vermoed, soos wat ek jou ken en soos wat ek jou styl van met akademiese inligting omgaan ken, sal ek verbaas wees as jy sê of impliseer dat die Christelike Bybels, die skrywers van die Bybel, hierdie magsjagse ouens was wat doelbewus hierdie plannig. Ek kan my nie indink met jou kennis ook en met die kennis wat ek het, kan ek my nie indink dat jy dit so sou oordra nie, want die feite van navorsing wys niks daarvan dat dit so was nie, en ek dink dis 'n valse voorstelling wat hier gemaak word oor die inhoud van jou boek. Ek dink wel, wat ek wel wil sê is, ek dink wel dat die kerk se belydenisskrifte praat teen mekaar omdat dit faksies wou in en uitsluit. Daarmee stem ek saam. Wat is jou respons? Ja, kyk, wat mense nie besef nie, is dat die Christelike godsdiens was van die begin af gevarieer. Dit word algemeen of redelik algemeen aanvaar onder teoloë en Nuwe Testamentiese skrywers, want jy vind dit alreeds in die Nuwe Testament self. Daar is nie 'n eenvormige beeld van Jesus, die persoon Jesus, en wat hy dan hier op aarde sou kom doen het nie. Die evangelieskrywers, ons het 4 evangelies en ons het 4 maniere van kyk na Jesus. En daai 4 maniere het gekontinueer en nog meer geword in die 1ste, 2de en in die 3de eeu. En dan het jy nog Paulus en jy die skrywer van die Hebreëbrief ook nog daarbey, en selfs ook die skrywer van Openbaring, wat verskillende sienings oor Jesus gekoester het. En dan nou gebeur dit in die 4de en 5de eeu, dat keiser, eintlik dan nou die 4de eeu, keiser Konstantijn, hy roep hierdie gevarieerde klomp by mekaar, die biskoppe, en sê, hoor hierso, ek hou nie van hierdie onderlinge gestryery tussen julle nie, dis nie bevorderlik vir die ryk nie, kom nou eenmal tot 'n bepaalde punt, en so dwing hy eintlik die variasie wat op daai stadium bestaan, wil hy besweer en soek hy na 'n eenheid, en so ontstaan dan die Christelike godsdienst soos ons dit ook dan nou ken, sedert die 4de en 5de eeu, en word die Christelike godsdienst dan ook staatsgodsdienst, en dit is juist die gevaar, die oomblik wat 'n godsdienst staatsgodsdienst word, dan assosieer hy hom met mag, en dit is presies dwars deur die geskiedenis van die Christendom duidelik, wanneer Christen hulle met mag assosieer, het dit vir ander mense negatiewe gevolge. En sedert die 4de en die 5de eeu word die Jode dan vervolg. Want nou word daar gesê, nee, kyk, dis nie die Romeine wat Jesus gekruisig het nie. Dis die Jode. En nou moet die Jode dit ontgeld. Ek het al die stelling gemaak dat die Romeine slaag in die 4de en die 5de eeu daarin om hulle self onskuldig voor te hou en die Jode as die skuldiges. En sedert daai tyd is die Jode in Europa en elders vervolg. Ja, jy weet, en dit het uitgespeel nou in ons dag, in die sin dat
die Jode uiteindelik ook na 'n plek gesoek het waar hulle dan in vrede kon leef. Nou ja, op 'n slinkse manier ook, want nou kan Christina kan dit mag gaan nagaan, die rol wat die westerse lande gespeel het om Israel te bevoordeel, om uiteindelik hulle self daar, of dan die sioniste, né? Dit is eintlik nie die Jode nie, dis 'n bepaalde groepering binne die Jode van daardie tyd, die sioniste, wat met hulle ideologie gekom het van ons wil ook 'n land hê wat waar ons in vrede kan leef en wat ons eie kan noem. Dis al hoe ons in vrede met die res van die wêreld, met ander mense kan leef en kan voorkom dat ander mense ons wil doodmaak. Terwyl daar heel wat Jode gesê het, maar ons gaan nie saam met hierdie ideologie nie. Ons het as Jode deur die eeue daarin geslaag om in vrede met ander saam te leef. En nou word Judaïsme ook staatsgodsdienst, want dit is wat nou gebeur daar in Israel. Israel, dit word 'n staatsgodsdienst en hierdie staatsgodsdienst gebruik mag om ander mense onder te ploeg. Absoluut. En daar is ernstige akademici wat navorsing doen oor die aspek dat Islam wel sy oorsprong het in 'n ekstreme vorm van radikale Christelike sekte, die Ebioniete, as ek dit nie mis het nie. So ja, ek dink is belangrik dat mense weer terugkom by hierdie punt dat hierdie 3 Abrahamitiese godsdienste is 'n komplekse dikwels in bloed geweefde tapisserie van idees wat as gevolg van 'n komplekse sameloop van historiese omstandighede baie diep spore in die wêreldse samelewing, in die westerse samelewing en ook dan in die hele wêreldse politieke en magsbestel getrap het. Ek wil gou hierso aangaan. Christina sê, dit is 'n interessante boek in lekker Afrikaans geskryf, pluimpie vir jou, maar bevat nie nuwe navorsing nie. Spangenberg se bronne kom meestal uit die vorige eeu. Ekskuus ek lag, want die vorige eeu het so 24 jaar gelede geëindig en in navorsing op hierdie goeders is 24 jaar nie lank, is nie 'n lang tyd nie. En dan word jy daarvan, ek dink dis 'n beskuldiging, dat jy selektief navorsing doen, want Christina sê, met selektiewe navorsing bewys hy dat enige iemand wat vandag nog in die Christendom se stories glo, of dom is, of die Bybel gebruik om mense nog verder te mislei. Oor na jou. Ja, ek het eintlik gelag. Een van my vriende het daarop gereageer en die bronne gaan tel. Ek het nie eens gaan tel hoeveel boeke ek aangehaal het nie, maar hy het die boeke gaan tel en hy het gaan tel hoeveel van daardie boeke is gedateer sedert 2000 tot 2023 en hy het gesê dit kom neer op byna 66% van die bronne waarna ek verwys is in die afgelope jy kan sê 23 jaar geskryf. Werklik, ek wil sê Christina het regtig nie moeite gedoen om te kyk na my bronnelys en regtig te kyk wat ek aanhaal nie. En om werklik te sê dat ek nie my bronne soos die Hebreëse Bybel goed gelees het nie. Ek sal haar wel uitdaag vir 'n gesprek oor die uitlê van die Hebreëse Bybel en ook oor Genesis 1 tot 3. Ek meen ek wil net ekskuus, ek val jou in die rede, maar ek het nou al geleer, as ek jou nie in die rede val, gaan ek nie 'n kans kry nie, which is good, maar selektief, die bronne selektief lees, ja, ek weet nie, is daar bronne, die implikasie daarvan, dat jy die bronne selektief gelees het om die Bybel verkeerd te bewys, beteken daar moet bronne wees wat die Bybel reg bewys. Is daar, ek weet nie van sulke bronne nie, en ek is geen akademikus nie, ek gee dit toe, maar ek spandeer heel wat tyd daaraan. So watter bronne het jy dan nou weggelaat wat die Bybel reg lees? Kan jy my van daai bronne vertel asseblief?
Ja goed, jy sou kon sê dat ek nie die konservatiewe of meeste van die konservatiewe goed lees nie. Ek hou my nie besig met fundamentalistiese materiaal nie. Ek weet baie mense het my al daarvan beskuldig. Maar nou om aanhoudend met mense te probeer stry wat vir jou wil vertel dat die aarde plat is, dat ons in 'n 3 verdieping heelal leef met 'n hemel bo en 'n hel onder. En jy weet al sulke jy kan mos nou nie jou tyd vermors om nog met sulke inligting te wil staan en werk nie. Ek meen ons het dan regtig gevorder sedert die tyd van die hervorming wat betref die navorsing oor die geskiedenis van Israel, die navorsing oor die geskiedenis van die godsdienst van Israel. Ek bedoel, ons praat nie meer oor die godsdienst van Israel soos mense 'n eeu gelede gepraat het nie. Ons erken dit as ook 'n godsdienst wat ontwikkel het uit die Kanaanitiese godsdienst. Die godsdienst van Israel soos ons dit eintlik in die Bybel ontmoet, weerspieël in 'n groot mate dieselfde trekke as die Kanaanitiese godsdienste. Ek meen daar's opgrawings gedoen by die stad Ugarit in Sirië waar ons nou nie geskrewe dokumente nie, maar kleitablette gevind is met verhale wat ooreenstem met die Bybelse verhaal, met die uitbeelding van die godsdienst van Israel. So daarom praat mense wat hierdie navorsing doen van Jawisme, vroeë Judaïsme en dan die Christelike geloof en uiteindelik ook rabbynse Judaïsme. Ons moet hierdie goed in ag neem, ons moet hierdie kennis in ag neem as ons sinvol vorentoe wil gaan en as ons in vrede met mekaar op hierdie planeet wil leef. Ek wil graag ietsie sê oor hierdie sinnetjie. Met selektiewe navorsing bewys hy dat enige iemand wat vandag nog in die Christendom se stories glo, of dom is, of die Bybel gebruik om mense nog verder te mislei. Ek weet nie, dit voel vir my na 'n baie onregverdige ding om te sê. Nommer 1, ek is self 'n ongelowige en ek is al beskryf as 'n militante ateïs. En op geen manier glo ek dat enige iemand wat vandag nog die Bybelse stories glo dom is nie. Want dom en slim is nie woorde wat hier ter sprake is nie. So en ek weet dat jy dit ook nie glo nie. Ek weet dit want dit is nie wat jy glo nie. Dit gaan nie oor slim of dom nie. So ek dink dis 'n grove wanvoorstelling van wat jy probeer sê. En dan ook dink ek dat dit 'n oorvereenvoudig is om te sê dat daar mense is wat die Bybel gebruik om mense nog verder te mislei. Ek wil amper sê, miskien is mense soos ek en jy 'n bietjie meer vergewensgesind teenoor pastore en predikante. Daar's bitter min mense van wie ek aktief sal sê dat hulle ander mense met die Bybel probeer mislei. Ek glo dat mense wat die Bybel op 'n sekere manier lees, mislei is, maar ek sien nie hierdie bose mag wat die Bybel probeer gebruik om mense mee te mislei nie. Ek sien bloot mense wat uit 'n baie bepaalde kennisveld en ervaringsveld en indoktrinasie, ons kom almal op 'n manier uit 'n tipe van indoktrinasie uit. Ek sien bloot baie mense wat op verskillende maniere verkeerde goed glo. Dit is al wat ek sien. Ek sien nie dom mense nie, ek sien nie een of ander. Dis jammer vir my dat hierdie tipe taal gebruik word om te praat oor jou boek, want ek dink nie dit gee die werklikheid weer van wat jy probeer sê nie. En ek weet, ek en jy is aan dieselfde kant. So ja. Ons is aan die maar ek dink nie dit is 'n verregaande gevoel wat ek kry wanneer ek sê, ek dink nie Christina is hier oop van gemoed wanneer sy praat van mense soos jy en mense soos ek nie. Nee, dit is so. Dis die inligting is beskikbaar om vir mense te sê ons moet
anders dink oor hoe die aarde ontstaan het, ons moet anders dink oor onsself as mense, ons moet tot die insig kom dat godsdienste ook maar kulturele verskynsels is, en dat godsdienste oor tyd kan verander. En dit is die periode wat ons ook tans beleef, dat die tradisionele Christelike godsdiens mense sukkel om nou nie alle mense nie, maar daar is 'n groot klomp mense wat met die inligting wat tans tot ons beskikking is, tradisioneel kan glo. Ek het mense al gesê, gaan luister bietjie, wanneer kindertjies gedoop word, hoe daar nie meer so hard gepraat word oor ons is in sonde ontvang en gebore, en ons leef onder God se toren, en ons kan nie in God se ryk kom anders as dat ons gedoop moet word nie. Niemand gaan hel toe as hy nie gedoop is nie. Niemand gaan hel toe as hulle nie Christene is nie. Kom ons aanvaar, daar bestaan verskillende godsdienste. Godsdienste gaan nie oornag verdwyn nie. Dit is deel van die menslike kultuur. Dis ook 'n manier om mense as groepe bymekaar te hou. Godsdienst vervul inderdaad ook goeie rolle, soos om vir mense om te gee, om mense aan te moedig om die goeie te doen. Ek wil nie ek is nie 'n bomplanter en 'n kerk, jy weet, ek sal nie die kerk gaan vernietig en afbrand of wat ook al nie. Ek sien nie, daar's inligting wat vir ons sê ons kan anders met die godsdienst omgaan, ons kan anders oor die godsdienste dink, en ons kan in groter vrede met mekaar saamleef as ons verstaan waar ons onderskeie godsdienste vandaan kom, ons onderskeie gelowe, en ons hoef niemand te dwing om jy weet, klone, ons hoef nie klone, jy weet, want wat is sendingwerk, anders om 'n ou te probeer kloon om te dink soos jy dink. Ja. Dis nie nodig nie, jy weet, en ook op skool, jy weet, dat om kinders nou te dwing, jy weet, jy moet glo soos ek glo, jy weet, ek is amper in die versoeking om skole se name te noem, jy weet, want ek bly naby 'n skool, waar die skoolhoof nou hierdie soort praktyk toegepas het, jy weet. Jy praat nie van die artikel, jy praat nie van waterkloof nie, want daar mag ons dit maar sê, want ek sit hier, ek wil net sê, ek sit hier met die, ek het die huis net gekoop spesifiek om oor hierdie berig te praat, en ja, dit is, as ek 'n missie het, dan is my missie nie om mense van hulle sekerheid, wel, miskien is dit seker, daar is sekere goed waaroor ons juis van ons sekerheid ontneem moet word, omdat 'n valse sekerheid kan baie skade aanrig en baie gevaarlik wees. En ja, dit is vir my 'n belangrike aspek van die hele denke rondom geloof. Hoe meer dogmatiese mens raak, hoe meer haal 'n mens die potensiële goeie dinge van godsdienst en geloof uit die prentjie uit. En ongelukkig is die boeke, die gelowe, die 3 Abrahamitiese gelowe, wat ook al 3 op tekste gebaseer is. Die feit dat daar 'n teks bestaan waaraan jy moet vashou. Anders is jy nie, anders is jy buite die kanon, anders is jy buite die uitverkore groep. Dit maak dat godsdienst, spesifiek hierdie 3 Abrahamitiese godsdienste volgens my baie gevaarlik is, want mense hou nou aan praat van die teks. Die eerste ironie wat my altyd opval is dat die mense wat die tekste so aanhang, dikwels nie hulle eie tekste ken nie. Hulle weet nie eens wat staan binne in hulle eie teks nie. En nommer 2, hulle weet baie min oor die ontstaansgeskiedenis van daardie teks. En tog hang hulle hele lewe aan daardie teks. Ek wil gou aanlees, Christina sê, ek is 'n kerkhistorikus en het in die geskiedenis van die vroegste kerke en die middeleeue gespesialiseer. In die afgelope 30 jaar werk ek as 'n mondelinge historikus.
in Engels oral history en in Afrikaans bekgeskiedenis. Nou daai ou woord hou ek nou weer glad nie van nie. Party mense sê ons werk en ander werk nie, nê? Dit is snaaks. Ek sê dit nie om fancy te wees nie. Ek wil juis sê dat om geskiedenis te skryf of te kyk hoe ander geskiedenis geskryf het, dit moet jou eintlik maar net nederig maak, want dit is die moeilikste ding op aarde, to freeze the walking voice. Nou, vir my is hierdie stukkie nou maar so 'n bietjie irrelevant, want dit gaan maar oor mense, dit wat jy skryf is net as ek dit reg interpreteer, 'n oomblik in tyd. Mense se nalatenskap gaan verby dit wat jy geskryf het. Jy skryf iemand se verhaal neer. Die mense wat die Bybel geskryf het, moes tradisies vries. Orale tradisies wat op die mens se singende tong geleef en in hul vertellende kop gegroei het. Nou, ironies vir my, is dit juis 'n aanduiding daarvan, dat dit wat in die Bybel staan, nee, dit is stories. Dit is ons singende tonge en ons vertellende koppe. En tog, sê professor Landman, dat ons dit nou moet in aanhang as die ewige onfeilbare woord van God. Hoe kan dit op dieselfde tyd orale tradisies wees wat op mense se singende tonge en in ons vertellende koppe gegroei het? Ek verstaan nie lekker, wat maak jy daarvan, Sakkie? Nee, ek wil eintlik sê, jy weet, as dit gaan om stories, is ek 100% saam daarin. Maar ek sê ons het 'n nuwe storie wat ons kan vertel. Jy weet, ons stories is anders as die Bybelstories. En hoekom moet ons die Bybelstories glo? Hoekom moet ons kan ons nie glo nou nie glo nie, want dit gaan nie om geloof as jy die wetenskap beoefen nie, maar daar word 'n nuwe verhaal vertel, naamlik hoe dat hierdie heelal waarin ons leef tot stand gekom het. Waar kom die mens vandaan? Jy weet, daar word gesê dat as ons nou werklik die geskiedenis sou uitpak, ek wil dit eintlik geïllustreer. Nou dit het ek nie uitgedink nie. Ek dink dit kom van Jurie van den Heever van daar van Stellenbosch. Wat hy gesê het, vat 'n toiletrol en rol hom in jou straat af, jy weet, daar behoort omtrent so plus minus 100 stukkies papier te wees, wat so aangeheg is met wat noem jy daai skeerstukkies tussenin. Maar daar behoort so 100 velletjies te wees, jy weet, en elkeen van daai velletjie verteenwoordig 'n periode in die geskiedenis. As jy nou die volle toiletrol afgerol het, dan verteenwoordig die mens se geskiedenis daai ou laaste paar stukkies, nie eers 'n volledige volle papiertjie nie, jy weet, so 'n klein strokie. Dis waar ons leef en ons dink, jy weet, dat ons en die godsdienst wat ons beoefen, dis die allerwetenskap, dis die allerwete waaroor ons moet beskik. Kom daarby dat godsdienst is deel van hierdie geskiedenis van die mensdom. Ons kan dit nie ontken nie, maar ons kan ook nie daarmee omgaan om te sê, maar godsdienste is menslike skepings. Die Bybel en die Koran en die Tanach is deur mense geskryf. Dis nie deur God vir ons gegee. En dat ons mekaar met hierdie tekste moet stormloop en ons maak wapens om mekaar te vernietig. Want dit is wat ons besig is om te doen. Toe ek by die bekendstelling van hierdie boek in Pretoria gepraat het, ek gesê, want iemand het ook uitgevra na die huidige geskiedenis, toe sê ek, en ook die waarom ondersteun sommige Christene dan nou so vir Israel. En toe het ek ook gesê, maar jy weet, ons word as het ware geïndoktrineer, word deur hierdie teks geïndoktrineer om te dink, net Israel is die verkore volk van God, daardie landjie is deur God aan hulle toegewys. Dis onsin, dis menslike tekste, dis menslike leerstukke. En hierdie goed word gebruik deur magtiges. Dis die magsjagste mense en hulle gebruik godsdienstige tekste
Absoluut. Word bewus daarvan. Dis wat in die apartheidstyd gebeur het. Dis huidigelik wat in Israel gebeur. Dis huidigelik wat in Oekraïne en Rusland gebeur. Ook daar is dit 'n godsdienststryd tussen twee binne die ortodokse Russiese, jy kan sê die Russiese ortodokse godsdiensttradisie. Het ons hier te doen met 'n oorlog waar mense uiteindelik hulle op hierdie tekste beroep en om te sê, jy weet, Kiev was op 'n stadium 'n belangrike sentrum van die ortodokse Russiese kerk. En later het Moskou dit geword. Jy weet, en nou glo Rusland hy moet Kiev weer inneem sodat die storie van Rusland en sy godsdienst reg vertel kan word. En dis alhoewel ek dit nie dink van die Bybelskrywers en die evangelieskrywers dat hulle magsjags was nie. Maar Paulus, ek dink Paulus was dalk so, ek dink Paulus kan dalk 'n bietjie magsjags gewees het, maar ek dink wel dat die magshebbers wat ons vandag het, is magsjags en hulle weet hoe om hierdie godsdienstige tekste wat gewone mense aanhang met soveel passie te gebruik om hulle magsbehepte doelwitte te bereik. Ek wil aangaan. Christina skryf, sy haal jou aan. Dit is 'n onweerlegbare feit dat waarheid en geskiedenis met 'n klein g, ten nouste vervleg is. Skryf Spangenberg. Maar dit is tog nie waar nie. Waarheid is, nou lees ek aan wat professor Lampman sê, waarheid is kantig. Dis dit wat op een tydstip gevries is. Miskien is dit nodig dat ons 'n bietjie praat oor waarheid. En dis een van die woorde in die titel van jou boek. Waarheid is kantig. Dit is dit wat op een tydstip gevries is. Miskien is dit 'n slegte idee dat ons bietjie eendag praat oor die waarheid en wat is dan nou die waarheid nie. Terloops, ek's besig om nou Yuval Harari se jongste boek Nexus te lees en hy praat van 'n objektiewe waarheid en 'n subjektiewe waarheid en dan praat hy van 'n intersubjektiewe waarheid. Wat vir my nogal 'n sinvolle idee is om te praat oor die idee van waarheid. Want die woord wat ons gebruik vir waarheid wys daarop dat waarheid 'n komplekse idee is en in ander omstandighede is dit nie kompleks nie. Of daar was 'n maanlanding en dit was in Junie 1967 of daar was nie. Of daar was 'n verkiesing vroeër hierdie jaar of daar was nie. Daar was sekere goed wat gebeur het of nie gebeur het nie. En net so terloops, as dit by die Bybel kom, dan is dit een van die dinge wat my begin pla het. Want of die grafte het oopgegaan toe Jesus gekruisig is en dooie mense het uit die grafte uitgekom en deur Jerusalem geloop, of hulle het nie. Dit is iets, daar sekere goed wat jy kan sê, wat getoets kan word of dit gebeur het en of dit gebeur het soos wat daar gesê word dit het gebeur. En party goed wat in die Bybel gesê word, kan iemand nie vir jou sê, ja, maar jy moes daar gewees het nie. Ek het hierdie voorbeeld van die grafte wat oopgegaan het. Ek wonder of iemand soos Christina dit glo. Die maagdelike geboorte. Of 'n vrou kan swanger raak sonder dat 'n manlike spermsel haar lyf ingekom het op een of ander manier, of sy kan nie. Nee, maar jy sien, dit is dis die hele ding is sy onderskei nie tussen wetenskaplike waarheid en storiewaarheid nie. Wat ons in die Bybel vind is heel dikwels storiewaarheid. Weet, dis regtig 'n storie wat Matteus vertel oor Jesus. Dis sy inkleding van Jesus en hy gebruik die kennis van sy tyd om hierdie storie te vertel. Maar
ek hoef nie daai kennis as die allerwaarheid te aanvaar nie, want dis hoe daai mense gedink het. Tussen hulle en my is 'n groot gaping, en ek dink anders oor die wêreld as wat die skrywer van Matteus gedink het. Soos wat jy nou gesê het, ons weet vandag 'n vrou kan nie swanger raak tensy 'n man haar bevrug het nie. En dit geld in alle eeue. Daar is 'n wetenskaplike sykant aan die waarheid. Maar daar is ook, ons kan stories vertel en waarheid ook bietjie buig om by ons stories aan te pas. Maar daarom moet ons ook weet, die Bybelskrywers het 'n ander idee van die wêreld gehad, hulle het 'n ander idee van hulself gehad, wat ons nie vandag deel nie. En daarom kan jy nie met hierdie tekste werk asof dit in die 21ste eeu geskryf is nie. En dan hulle verstaan op mense wat in die 21ste eeu leef te wil kom afdruk nie. Mense staan nie uit grafte op nie. As jy dood is dit klaar met jou. As jou brein afgeskakel het, is dit daarmee heen. Jy's nie meer bewus van wat op aarde gebeur nie. En jy bestaan nie op een of ander geheimsinnige manier voort nie. Kyk, daar is wetenskaplike kennis waaroor ons beskik. En daai wetenskaplike kennis moet ons ernstig opneem. En ons moet nie toelaat dat mense met godsdienstige verhale ons wil oortuig dat ons nie die wetenskap moet aanvaar of wetenskaplike kennis moet aanvaar. Daaroor is ek ook redelik uitgesproke oor. Daar is wetenskaplike waarheid waaroor ons daar nie gekibbel kan word. Vroue word nie deur gode bevrug nie. Dis ook nie in daai tyd nie. Maar jy kan sulke verhale skep. Hulle het sulke verhale geskep. Daar word nie net van Jesus vertel dat hy maagdelik verwek is nie. Daar's ook ander buite Bybelse verhale. Want hulle het nie besef dat vroue 50% bydra nie, né? Hulle het vroue beskou as, jy weet, halfwas mans. Dis nie 'n volledige ontwikkelde man nie. Want eintlik net mans was perfekte mense. Ek wil verder lees. Christina sê, ek sou sê om die waarheidskeppers van die Christendom voor te stel as mense wat net mag en misleiding in die kop gehad het, is onwaar. Nommer 1, ek dink ons het daaroor gepraat, dit is nie hoe jy die skrywers van die Bybel voorstel nie. Ja, Nommer 2, maar ek sou byvoeg, daar is mense wat wel mislei het. Absoluut, absoluut. Dit moet ons nie. Dit kom deur alle eeue voor. Natuurlik, ja. Maar dan wil ek oor hierdie woord wat gebruik word, ek sou sê om die waarheidskeppers van die Christendom voor te stel as mense wat net mag in die kop gehad het, is onwaar. Ek dink nie as daar so iets is soos 'n waarheidsskepper, negeer ons dan nie daarmee alle waarheid nie. Ja. Want dan kan ek mos ook 'n waarheidsskepper word. Ek het 'n probleem met die idee van waarheidskeppers. Ons is storieskeppers. En dit is so dat van ons stories waarheid mag bevat, meer of minder op grond van wat ons met ons storie probeer bereik. En dat ons almal met stories iets probeer bereik, dit is ook nie ek het nie 'n probleem daarmee nie. Ons het almal een of ander agenda. Ons dryf almal een of ander agenda, partykeer duister, partykeer oop. Maar vir my is dit nogal problematies om na die evangelieskrywers as waarheidskeppers. As dit so maklik is om waarheid te skep, wat is aan die punt? Dit is vir my 'n bietjie afsit. En dan sê Christina ten slotte, die Christendom was van die begin af 'n pastorale beweging. Die eerste Christene was meestal verskoptes en verstotenes slawe en vroue, en die Christendom het gegroei op 'n eenvoudige boodskap van hoop en liefde. Ek
stem nie saam daarmee nie. Nee, ek ben Paulus verskil van die begin af met van sy medegelowiges, daar's onderlinge stryd. Ons is mense. Ek ben Paulus was 'n mens, hy was nie hy was allermins 'n vredelewende goeie ou wat net die goeie en wat nie oppositie gehad het nie. Natuurlik het hy oppositie gehad. Dis hoe ons as mense, ek ben iemand het gesê 'n man met vriende moet jy met net vriende moet jy versigtig wees, want 'n man sonder vyande weet nie hoe om regtig in hierdie lewe die lewe te bestuur nie. Ons gee deur ons bestaan en deur wat ons sê dikwels aanstoot. Ook ek gee aan mense aanstoot. Dit sal ek nie ontken nie. Maar ek is nie daarop uit om mense doelbewus te wil mislei, jy weet, en weg te lei van die Christelike geloof nie. Ek sê net, ons moet ook hierdie geloof deeglik onder oë neem, en waarvoor dit staan, en hoe dit steeds beoefen word, gesien in die lig van die kennis waaroor ons tans beskik. En ek sou wou byvoeg by wat jy sê, deur terug te kom en weer eens vir professor Landman uit te nooi om moontlik met ons in gesprek te tree, dat hierdie idee dat die Christendom 'n pastorale beweging was, is volgens my ook alweer is nog 'n laag van die storie wat vertel word oor die Christendom. Want met ander woorde, dis storie op storie op storie, it's got layers, it's like an onion. Want die Christendom was ook 'n wat uit apokaliptiese beweging. Die Christendom was 'n beweging wat begin het met die idee dat die wêreld gaan eindig. En Jesus, ja, mens sou seker gevalle kon aanwys waar Jesus verstotenis en uitgeworpenis na hom toe aangetrek het, maar 'n mens kan ook gevalle uitwys waar Jesus mense weggestuur het, en die Jode byvoorbeeld, in afhangende van watter evangelie jy lees, was hy definitief nie pastoraal teenoor die Jode gewees nie, en teenoor die Fariseërs en die Sadduseërs en baie ouens was hy beslis nie pastoraal nie. En die blote karakterisering van die Christendom as hierdie idee wat gegroei het op 'n eenvoudige boodskap van hoop en liefde. Dit is alreeds weer 'n nuwe waarheidsskepping. Ek dink Christina word 'n waarheidskepper om haar eie woord te gebruik. Want die waarheid van die Christendom is soveel meer genuanceerd as dat dit hierdie pastorale beweging van liefde en omgee is. Ja. Nee, jy hoef maar net die Johannes Evangelie te lees, né, en te kyk hoe die Jode daarin, né, die Jode word daar getipeer as kinders van die duiwel. Jy weet, die oomblik wat jy mense tipeer as kinders van die duiwel, dan kan ek mos geregtig om kinders van die duiwel dood te maak. Natuurlik, ja. En dit is wat selfs Martin Luther, né, gruwelikhede wat hy oor die Jode kwyt geraak het. Dit word nie aldag meer aan groot klokke gehang nie, oor die soort standpunte wat Martin Luther geformuleer het rondom die Judaïsme van sy dag, jy weet, omdat hulle nou nie die evangelie wou aanvaar nie. En dat Luther se uitsprake was mede-verantwoordelik vir wat in die Tweede Wêreldoorlog met die Jode gebeur. As ek dit nie mis het nie, het Luther 'n hele boek geskryf oor hoe moet daar met Jode gehandel word, wat hulle nie tot die Christendom wil laat bekeer nie. So, ja, Sakkie, ons het nou Christina se hele artikel goed gedoen, ek hou daarvan. Ons het die hele artikel deurgetrap. Jy het gereageer, ek het my idees gegee, en ek dink die slotsom, as ek kan opsom wat die boodskap is wat ons met hierdie gesprek wil gee, en ek dink wat jy met jou boek wil gee, is die Christendom, soos alle godsdienste, is kompleks. Die geskiedenis daarvan is kompleks. Dit strek oor 2000 jaar. Daar's goed wat ons weet, daar's goed wat ons nie weet nie. Want daar moet geskrifte wees wat verlore geraak het, wat vir ons, as ons dit sou kon kry,
heel nuwe insigte sou kan gee. En ons moet altyd onthou dat dit wat ons weet van wat ons glo en van ons gelowe is nommer 1, dit is alreeds selektief, bloot as gevolg van die tyd wat verloop het. En nommer 2, daar is iets soos 'n wetenskaplike objektiewe waarheid. En ja, ons as mense ons is storieskeppers. Ons is nie baie goed om die waarheid uit te vis nie. Dit vat 'n baie besonderse tipe van objektiwiteit wat party van ons vir kort rukkies kan regkry om ten opsigte van sekere goed te kan sê, dit kan gebeur, dit kan nie gebeur nie, dit is nie. Ja. En dat ons lewe in 'n wêreld waar ons by magte is om ons hele planeet te vernietig in 'n oogwink. En daar is magsjagse mense wat nie sal skroom om dit te doen nie. En godsdiens bly een van die kragtigste wapens in die hande van daardie mense. Ja, en dit is wat ons probeer vir mense sê. Ons probeer ook nie mense se troos wegvat nie. Ons wil niemand se geloof van hulle wegvat nie. Al wat ons net jy weet, bedink jou geloof. Bedink jou geloof. En ja, daar is risiko daaraan kom ons wees eerlik, daar is risiko daaraan verbonde om jou geloof te bedink. Dit mag jou verander, dit mag jou sienswyse verander. Ja, dit is so. Maar dit is 'n risiko wat die moeite werd is om te loop. Is dit 'n goeie opsomming van wat jy ook in jou boek probeer sê, Sakkie? Ja, jy het dit heeltemal goed gedoen. Dis regtig nie jy weet ek wil regtig nie met die boek mense tradisionele Christene hoef dit nie te lees nie, maar daar's mense wat belangstel in hierdie onderwerp, mense wat graag meer wil weet. Dis my 50 jaar se kennis. Ek sê nie ek het die absolute waarheid weet nie, maar ek dink dat ek oor 50 jaar heel wat gelees het, heel wat gedink het, heel wat ook oor die waarheid gedink en besin het en waarom ek vandag anders oor die Christelike godsdiens. Ek staan nie meer of ek is nie meer 'n lidmaat van 'n kerk nie. Ek staan wel binne die Christelike tradisie want ek het daarin groot geword. Ek het gelowige familie en ons is steeds liefdevol teenoor mekaar en ons erken mekaar se verskille. Hulle leef met my sienings saam en ek met hulle sienings. En ons gaan mekaar nie te lyf nie. Ons gee ruimte vir mekaar. Ja. En ek dink dis op die ou end wat ons ook wil bereik met ons gesprekke. Dankie dat jy weer eens soos 'n boom van kennis was en ek herhaal my uitnodiging aan professor Landman. Ek gaan vir haar skakel stuur na ons gesprek. As dit reg is met jou, is dit reg? Ja. Ek weet een van die goed wat ek sou wou sê, jy weet ek en Christiane kort voordat ek nou afgetree het ek en sy saam ons is mede-auteurs van 'n boek wat handel oor Albert Schweitzer, waarin 'n klompie opstelle. En ek het nog altyd, jy weet, met redelike vrede met haar saamgeleef. Maar jy weet dat sy as 'n leenaar beskuldig of 'n dief. Nee, nie 'n leenaar. Ja, miskien tot 'n mate ook 'n leenaar, maar sy sê ek is 'n dief en ek dink nie ek is 'n dief nie. Ja, want jy steel mense se geloof. Ja, en ek dink dit is 'n nodig om gesprekke te hê oor hierdie en belangrikste van alles, ek dink ook dit is nodig om te wys dat mens kan verskil van mekaar sonder om in vyandskap met mekaar te leef. En daarom hoop ek werklik dat Christina ons uitnodiging sal aanvaar. En kom ons kyk wat gebeur. Sakkie, dit was so lekker om weer met jou te gesels. Ons het lanklaas gesels. Jy moet mooi bly daar in Colorado. Pas op vir die magsjagses. En ja, dit was heerlik. Goed, gaan ons praat weer. Goed, dankie Tersia. Goed gaan daar ook. Tada. Dankie Sakkie. Bye.